vir jong mense wat dalk nie heeltemal verstaan nie, wat presies is die NGV en wat probeer dit bereik? Ja, baie dankie Joanne vir die vraag en weer eens dankie Monique, julle almal vir die geleentheid en dankie dat ek vanaand op hierdie platform kan gesels. Maar kom ek sê vir julle, dis nie meer die wetsontwerp op die nasionale gesondheidsversekering. Soos julle weet, het president Ramaphosa verlede jaar kort voor die verkiesing die wet op die wetboeke geplaas. So dit staan nou bekend as die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering Wet nommer 20 van 2023. Nou goed, kom ons begin by die begin. Die wetsontwerp se eerste wetskrif was ter tafel gelê in 2010 in die parlement en dit het baie teenstand ontlok van die mense daar buite sowel as van die partye daai tyd op daai tydste binne die parlement. In 2019 het die vorige minister van Gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, weer die wetsontwerp ter tafel gelê in die parlement en ons het te begin met 'n openbare deelnameproses ek moet sê wat baie lank gevat het. Ons was omtrent 2 jaar op die pad wat het ons gereis het na verskeie dorpe deur Suid-Afrika om die publiek se insette te kry. Die belangrike daarvan was en die interessantheid daarvan was by elke openbare vergadering waar ons was, maak nie saak op watter plek in die land was dat het die meerderheid mense en selfs mediese dokters wat vir die staat werk en vir die privaat sektor werk daar opgedaag om te sê maar die NGV is 'n doodgebore stelsel wat baie duur gaan wees en wat nie baie gaan werk nie. Maar goed, kom ons kyk wat is die oogmerk van die nasionale gesondheidsversekering. Die ANC se oogmerk daarmee was om 'n groot sentraliseringsmodel te skep om gesondheid te sentraliseer, die finansies van gesondheid te sentraliseer na een groot pool toe. Nou soos jy weet word die begroting jaarliks in die parlement ter tafel gelê om goedgekeur te word vir die verskillende staatsdepartemente en gesondheid is daarvan nie uitgesluit nie. En dan hierdie fondse word gekanaliseer na die 9 verskillende provinsiale regerings toe in reg oor die land. Nou met daardie stelsel wat al weggedoen word. Nou ons het van die begin af die standpunt gehandhaaf dat die nasionale gesondheidsversekering is nie 'n sentraliseringsmodel soos wat die ANC verkondig het nie, maar eerder 'n nasionaliseringsmodel van die private gesondheidsorg. As u die wet baie mooi gaan lees, dan sal u sien die wet is ontwerp om weg te doen met privaat mediese fondse wat natuurlik 'n groot probleem is en dit is tans ook ongrondwetlik want enige persoon moet toegelaat kon word om te besluit of hy 'n mediese fonds wil behoort al dan nie. Die wat dit wel kan bekostig moet toegelaat word om dit te kan doen. En natuurlik is die wetgewing ook nie lewensvatbaar of bekostigbaar nie. Daar was verskeie lande wat al die tipe van stelsel probeer het, soos in Amerika het dit nie gewerk nie. Dit was die Obamacare plan geweest. Toe president Donald Trump in 2016 die bewind oorgevat het, het hy dadelik van hierdie stelsel ontslaag geraak. En dan het ons gesien dat in Brittanje die National Health System daar ook nie ten volle gewerk het nie. Soveel so dat ons laas jaar en begin van laas jaar gesien het dat dokters in daardie sektor vir baie weke lank gestaak het omdat die stelsel 'n probleem is. Soveel so dat die vorige Britse eerste minister aangekondig het dat mense weer moet gaan gebruik maak van private dokters en private mediese sorg. Nou goed, kom ons kyk gou na soos ek gesê het, hulle beoog om van hierdie 'n sentrale fonds te maak dat dit belastinggedrewe gaan wees. Met ander woorde, as jy al is jy lid van 'n mediese fonds, as die mediese fondse nog onder hierdie gaan voortbestaan, dan gaan jy gedwing word om by te dra tot die fonds deur middel soos basies soos die inkomstebelasting wat van jou salaris afgetrek word vir die mense wat wel 'n werk het of soos die werkloosheidsversekeringsfonds tans werk wat dit ook van jou salaris afgetrek gaan word. Die probleem daarmee is dat ons belastingpool in Suid-Afrika raak jaarliks al hoe kleiner. Ons sit tans met oor die 20 miljoen mense wat afhanklik is van staatsbefondsing, as ek die Engels kan gebruik, state grants, wat op SASSA is en ons het gesien in die tweede kwartaal van verjaar het die werkloosheidskoers reeds op 33,2% gestaan. So as jy vir my gaan sê dat die fonds belastinggedrewe gaan wees, die vraag is waar gaan ons dan oor 10 jaar staan as die werkloosheidskoers in Suid-Afrika elke jaar so ewig groot raak en gaan ons dan op die einde van die dag 'n gesondheidsorg nog oor in die land? Dit is 'n groot vraag wat ons moet vra. Hoekom ons sê dis 'n nasionaliseringsprojek? Dis die grootste nasionaliseringsprojek wat die ANC uitgevoer het sedert 1994.
ons weet almal die probleme wat daar in die openbare sektor is weens wanbestuur, wanadministrasie en korrupsie. En ek dink julle het laasweek kennis geneem van die groot skandaal wat weer posgevat het en bekend gemaak is deur die spesiale ondersoekeenheid van die Tembisa Hospitaal, waar daar by die hospitaal alleen meer as 2 miljard rand geplunder en gesteel en geroof is, en dit ontneem mense van goeie gesondheidsorg. Want ons sit tans met 'n groot tekort van dokters, verpleegsters, beddens, linne, kos vir pasiënte, medisyne. Ons kry daagliks oproepe van pasiënte wat kla dat die apteke in die openbare hospitale is leeg. Die verskillende provinsiale departemente betaal nie betyds die verskaffers se rekeninge nie. En dan sit ons ook met massiewe mediese regseise tans teen die verskillende departemente van gesondheid reg deur die land en op nasionale vlak wat miljarde rande beloop. Hoekom gebeur dit? Is omdat daar nie voldoende gesondheidsorg tans gelewer word nie. So ons sê alvorens jy met so 'n model wil vorendag kom, en dit is Vryheidsfront Plus se standpunt sedert die wetsontwerp in 2019 ter tafel gelê was in die parlement, het ons gesê skrap eerder hierdie model en laat professionele mediese 'n stelsel ontwerp wat beide vir die openbare en die private gesondheidsorg, as ek die Engels kan gebruik, gaan kyker. En ANC politici moet nie so 'n stelsel ontwerp nie. So daar moet voorsiening gemaak word vir beide, daar sal 'n balans gekry moet word, maar politici kan dit doen nie, slegs professionele mediese van die openbare en die private gesondheidssektor sal om 'n tafel moet sit en om so 'n stelsel te ontwerp. Ek dink dit is in kort wat ek kan sê in terme van in kort waaroor die wetgewing gaan, en ek wil ook dit in die hand doen dat julle sal onthou dat president Ramaphosa verlede jaar kort voor die verkiesing skielik die wetsontwerp onderteken het om het te bekragtig as 'n wet op die wetboek. En dis kom ek sê dis nou die wet op nasionale gesondheidsversekering nommer 20 van 2023. Ons as party het dadelik gereageer en gesê dit is 'n politieke foefie wat hy gedoen het. Dit was om die ANC van algehele ondergang by die stembus te red. En jy sal onthou vroeër vanjaar het die Hooggeregshof van Pretoria beslis dat die president sy redes moet bekend maak waarom hy die wetsontwerp onderteken het. Die president het natuurlik hy wil natuurlik nie bekend maak wat sy redes daarvoor was nie. Hy het die Appelhof in Bloemfontein omseil en hy het 'n aansoek gaan indien by die Grondwethof, wat die hoogste gesag hof is in die Republiek van Suid-Afrika, om te probeer keer om nie hierdie redes bekend te maak nie. Daar is tans baie hofsaake teen die nasionale gesondheidsversekering in die Grondwethof en in die Hooggeregs in ons howe in die gang. Ek moet sê die Departement van Gesondheid en die Ministerie van Gesondheid stoot gereeld 'n regspan in van omtrent 15 advokate wat bestaan uit senior advokate en gewone advokate, en dit kos tot dusver die belastingbetaler 9,7 miljoen rand, soos wat ons vanaand hier staan. So dan kan julle verstaan die geldvermorsing wat plaasvind, en geld wat eerder by die begroting kon gevoeg gewees het, en ook om ons openbare gesondheidsfasiliteite reg te ry. Ons moet ook na die oog verloor nie dat die NGV se groot doel is omdat die openbare fasiliteite so uitmekaar uitval, om dan basies deur hierdie wetgewing beslag te lê op die private gesondheidsorg se infrastruktuur, wat sy mediese toerusting, geboue, dokters ensovoorts betref. En dit skep tans 'n groot probleem. Wat die hofsaake tans betref, daar's verskeie hofsaake. Een van die belangrikstes gaan oor die sertifikaat van behoeftes. Nou as julle die nasionale gesondheidswet gaan lees, artikel 36 tot 40, wat in 2013 reeds ingestel is, bepaal dit dat die wet kan aan 'n dokter of 'n mediese praktisyn voorskryf waar die persoon sy praktyk moet vestig, en watter dienste hy moet lewer. Nou dit is ook nou vervat, daai was natuurlik nooit van stapel gestuur, maar dit is ook nou vervat in die nasionale gesondheidsversekering wet, en dit is wat dan die probleem skep. Dan is daar ook die openbare deelnameproses, word ook tans in die howe in twyfel getrek. Soos ek nou genoem het, het ons groot deelnameprosesse gehad. Daar was 338.000 geskrewe kommentare by die parlement ingedien oor die nasionale gesondheidsversekering. Ek is lid van daardie portefeulje komitee sedert 2019, en die sleg daarvan is ons as parlementslede het nie een enkele stukkie papier van hierdie kommentare gesien nie. En daarom dat verskeie organisasies nou juis die openbare deelnameproses in twyfel trek in die howe. Ek hoop die
Antwoord is voldoende tot dusver en ek weet dit is nou lank, maar dit is baie inligting waarmee ons te doen het op hierdie stadium.